Daar's hy, welkom by nog 'n episode van Uit die Koekblik. Nou, as jy 'n voorspeler is dit wonderlik as jy 'n 3 druk. As jy voorry is, dan is dit nog beter. En as jy die beste 3 druk, wat soos hulle dit noem, the best try ever by 'n front row, dan ontmoet jy vir Richard Benz. Welkom by Uit die Koekblik. Koekies, dankie. Lekker om hier by jou te wees. Dankie. Wow, wat 'n eer. Ja, dankie vir jou gasvryheid. Dis lekker as ons so die voorspelers, soos ons nou gesê het, om by mekaar uit te kom is. Dit is altyd lekker. Forwards of front rows is nog beterder. Ja, jy weet mos, hulle het eintlik net 13 trye ekstra gemaak, want daar's ons maar net 12. Daar's net eintlik 2 ouens op die veld wat speel. Dis die loskop en die vaskop. Wonderlik. Hulle die ander trye maar net om die pasel groot te maak. En ons het gewoonlik die grootste trye ook. Ja. Richard, kom stel die mense voor aan jou. Gebore, waar was jy op skool? Vertel ons 'n bietjie die storie. Ek is gebore op in Mafeking. Ons het daar naby geboer op 'n klein dorpie met die naam van Maritsani. So daar was so 52 kinders in die laerskool. So al my lewe lank daar op die grens van die Kalahari en Botswana groot geword. Op plaasie en beeste, skape, varke, al die goeters, hoenders. En daar groot geword, laerskool Maritsani toe. Daar graad 1 begin, jaar te vroeg op skool. En ek dink ek was net onmoontlik geweest. Toe sê my ma, jy moet maar skool toe gaan. Soos wat dit maar met 'n groot kry jou in en kry klaar. Ja, laat jy so lank opstart. En hoofseun gewees in die laerskool. So leierskap het goed vroeg begin by my wys. Ek was hoofseun want ek was die enigste seun. So ja, baie bevoorreg om op die platteland groot te word, in die natuur, liefdevolle pa en ma, klomp kwaai sissies. So nee, ek het baie geseënde en lekker jong kind lewe gehad. Maar as jy net sissies het, dan is ons maar bederfkind daai dan. Hulle sê so, maar ek weet nie, onthou nou, dis soos nou, as jy jonk is, het jy nou 'n ma en 4 sissies. Ja. Dan is die kans hulle op 4 plekke gaan pak kry beter. Hoërskool Lichtenburg. Ja. Dit is 'n baie sterk skool. Goed gegaan daarso. Ja, van daar af Hoërskool Lichtenburg is die naaste hoërskool. En dit is so 110 km van die plaas af, so uit die aard van die saak as jy nou koshuis brak. So ons is in die koshuis in en ek weet nie, daar was 'n goeie teelseisoen van daai standaard 6 wat daai jaar in is. Standaard 6 begin en standaard 7 het ons Dirk Peers trofees gespeel en gewen en onder 15 en onder 16 en nie onder 16, ek lieg gehad, dit was al nie onder 16. Maar ja, daar was Hoërskool Lichtenburg was great, Vanus Boysen was die skoolhoof daar gewees, briljante skoolhoof, goeie skool gewees, almal het deelgeneem en ja, dit was die goue jare van Hoërskool Lichtenburg, die onder 15 span, toe hy matriek is en eerste spanne, toe het ons weer in die finaal met die Lansland teen Randburg gespeel, nogal teen 'n ou rugby kollega van my, ou Tian, wat senter gespeel het, so ja, toe speel ons weer teen mekaar. So, maar julle het onder watter distrik het julle geval toe dan? So in ons tyd was dit nou nog Stellaland gewees, en ons het laasweek nogal 'n 'n reunie gehad oor Stellaland. Ja. So ja, dit was nog die ou Stellaland streek gewees, en laerskool het jy Stellaland laerskool gespeel en hoërskool Stellaland gespeel, en dan jy maar teen Wes-Transvaal en al daai ouens gespeel en Kruiweek toe gegaan. So ja, maar dit was interessant. Ek het al die jare ek ook van Stelleland gepraat en vandag as jy met mense praat oor Stelleland, waar is die Stelleland? Dit was dit was baie sterk geweest hulle. Ja, dit ek dink die talent en ek praat nou die dag met 'n ou en ek sê vir hom, jy weet waar ek nou by Stelleland was en waar ek by die Bulle gespeel het. En nou kyk terug na die talent wat saam met jou gespeel het, was daar seker 20 ouens in my loopbaan saam met wie ek gespeel het, NTW op Schweizer en Wolmaranstad, wat wragtig enige tyd, ek meen Janus Labeskagni is een van die ouens wat in Schweizer was, en ek dink as die ouens is net bang om altyd daai gap te vat om homself te gaan toets, en
Ek dink daar was 20 ouens wat daar rondgehang het in die platteland in my tyd wat verseker enige tyd vir 'n Unie kon gespeel het. Ja. Maar ek dink ook dat jy het baie die geval van hy is al van daai stelsel dat as hy nou sy matriek klaar is dan val hy in op die plaas. Daar's nie nou nog wat wil jy nou nog aan balletjies speel? Daar's nou nie die tyd vir daai nie. Ja, kyk in daai tyd was dit so semi-professioneel of nie semi-amateur en professioneel half so ek was bevoorreg om in al twee eras te speel, dis die woord, ja. So ja, ek meen dit was maar jy mag skool klaar, dan gaan jy weermag toe of jy gaan Technikon toe of universiteit toe en as jy daar klaar is dan kom jy terug plaas toe. Dit is maar hoe dit is, jy weet. So ja, dit is maar maar jy het SA magte gaan speel, so weermag rugby gaan speel. Ek was in Potch in die weermag gewees en van daar af het ons Wes-Transvaal magte gespeel en ook maar soos die magte se kruinweek in Bloemfontein gespeel en ja, SA magte daar gespeel. Maar magte dit was 'n sterk kompetisie geweest. Yes, dit was verskriklik. Ek meen, as jy vat al die ouens wat vroeër as jy vat in Hunter en Ginter se dae soos wat hom Frik sou gesê het. Ja. Jy weet al die ouens was in die weermag geweest. So ek meen dit was nog verpligtend geweest. Ja. So die talentpool wat daar was fenomenaal geweest. En almal is fiks. Almal is fiks. Ja. En maar exactly. So dit maak dit baie taaf. Ja. En toe jy nou die geleentheid gehad, toe loop jy roetes en jy kom by daai badge uit daar van julle by die bulle. Ja. Dit is ek het na weermag as ek terug plaas toe. Ek is so 'n bietjie van 'n oorstoot 3. My pa was 50 toe ek gebore, so ek was nou een van daai ouetjies wat nie kon gaan swat het nie. Ek moes maar die Hasepad terugkies plaas toe om die plaas in die gang te hou. 'n paar mishoeste. El Nino het vir my sleg geslaan op die plaas en die enigste inkomme wat ek gehad het was om rugby te speel en my rug was teen die muur en van daar af is ek het gesê ons gaan nie daaroor praat nie, maar is ek Vrystaat toe en ek was 'n jaar in Vrystaat en toe kom ek bulle toe en daai tyd het Heineke net begin oorvat by die bulle en ja, the rest is history, soos die Engelsman sal sê. Was dit die sabbatical wat jy gevat het, was maar die feit dat jy moes by die plaas gaan kyk, ek het my Viking rugby klub gespeel en daar so eerste span gespeel en daai tyd het ons nog 3 spanne en onder 21 span gehad. So rugby op die platteland was baie gesond geweest. Ja. En dit was harde rugby want my Viking het daai tyd teen Lichtenburg gespeel en Lichtenburg Polisie en RPM myn en so dit was David Lab rugby geweest. En dit het ou maar gegroem vir die groter. As ek jou vir 'n oomblik daar vasmaak, die klub rugby, mens praat baie maklik provinsiaal en dan natuurlik nou bok rugby, maar 'n gesonde klub rugby faset, net soos wat ons hier by die skool nou gepraat het oor die kinders en die gesonde skoolvlakke. Is klub rugby is tog so belangrik. Dit is maar so eindig dit eintlik half 'n wildernis op hierdie stadium. Dis 'n woestyn vir die spanne want ouens kom nie regtig aan die gang nie. Want daar's nie befondsing op klub level nie. Mense hoop dat die Viking en al daai tipe klubs hulle oorlewing kan hê. Ja, dit is hartseer om te kyk hoeveel klubs op die platteland het eintlik maar doodgeloop en dis maar tweeledig. Dis geld en dis asof die kinders nie meer vandag meer wil rugby speel nie. Ek dink hulle wil eerder 'n bietjie brandewyn drink en losdans. Ek dink dis maar die geval, maar be that as it may, maak nou nie saak nie. Dit is Ek weet die bulle Willem en Willem Strauss en Jaco Dames druk baie hard met klubs in Pretoria om befondsing daaraan te druk in die klubs hulle self. Woeker ook baie en so klub rugby in Pretoria is baie sterk. Ek dink hierso een rand hierso by die Leeu's is dit met Pirates en al die ouens. Is daar ook gesonde klub rugby, maar soos wat ou half uit die metros uitgaan. Jy weet, is dit asof dit al hoe swakker word. Ek dink Bloemfontein op hierdie stadium, die 1 of 2 klubs waar dit vroeër jare fenomenale klubs was wat daar was. En die gap tussen klub rugby of tussen hoërskool en baie gaan jy na die volgende een toe en daai leemte moet ou probeer vul. En op hierdie stadium veg met die Varsity Cup van die universiteit en net x aantal hoeveelheid spelers. Ek het nou die statistiek gehoor van 78% van die kinders wat op hoërskool eerste span gespeel het, hou totaal al op rugby speel. So ek dink as daar
groot aandag aan 'n probleem gegee moet word, is dit om geld in klub rugby in te druk. En ou sien dit by in Pretoria waar daar redelik geld in die klubs inkom. Kom die ouetjie wat op hoërskool gespeel het, daarom nog bietjie deur die sisteem. Ja, maar die probleem is, ek dink die kinders is al van hierdie ritme van, ek noem dit nou sommer, as hy nie TV rugby kan speel nie, dan is hy nie suksesvol nie. En dis nonsens. Daar's soveel strukture wat klub rugby eintlik vir jou gee. En ek het op een van my ander programme, toe praat ons juist so oor, in die ou jare het jy die dorpe gehad. En dan jy noem ons Kreeusdorp teen Randfontein en Rodepoort en Randfontein. Dis huge games. Dis huge games. Ek meen, een van die super rugby wedstryde het Heineke my net Vaskop toe geskuif, en my eerste wedstryd op super rugby op Vaskop was teen die Chiefs gewees in Hamilton. En my tegniek en goeters was nog nie baie tyd so lekker, maar daai het my rondgestoot soos 'n freaking kruiwag. en Heineke drop my toe verby Woude kom kap daai tyd, en ek moet Koens 1 toe gaan. Koens 1 sê nee, hulle is okay. Koens 2 en daai Saterdag moes ek toe Koens 3 speel teen Randfontein. En ek het daar teen 'n ou gespeel. Ek sweer hy het koekepanne gestoot. Dis die grootste mens wat ek in my lewe gesien het. Maar en 2 Saterdae terug later toe speel ek weer super rugby. So ons sit so 'n bietjie, ek werk baie met die kinders met Brooks and Bands, en ons sit so 'n bietjie, ons kinders sit bietjie met 'n entitlement issue. En soos wat jy sê, jy weet, as hy nie eerste span speel nie, dan wil hy nie speel. So dis asof ons kinders bietjie half gekastreer het om te fight. Ek weet daar's nou nie 'n ander woord nie. Nee, dis 100% 'n mooi woord. So ons sit ons kinders, en dis maar omstandighede, Koekie, wat ons die kinders se battles vir hulle wil fight. Wat great is, en ons doen dit in hierdie land van ons waar ons is dit soos van, staan jy een kant, papa sal hierdie een fight, en ons ontneem ons kinders eintlik 'n onreg aan om te leer om hulle eie battles op te fight. Jy met jou rugby en jou weightlifting, ek meen, jy kan nie net halfpad omdraai en sê ek is nie meer lus nie. So ons sit bietjie met daai mentaliteit van entitlement om te sê, okay, ek het probeer en dit het nie gewerk nie, so ek hou nou maar net op. En ek kom agter, en as jy vat in my rugby loopbaan en almal saam met wie ek al gespeel het, dis nie noodwendig die ou met die meeste talent wat bo uitkom het. Dis die ou wat bereid is om die harde werk in te sit. Ek het net nou toe ek hier so my spannetjie buite praat oor Vince Lombardi, wat die Green Bay Packers coach was, en dis een van my, hy's baie filosofies in my lewe. En een van sy gesegdes is, hard work always beats talent, except when talent works hard. En dit is maar net so. Ek het nou die dag 'n manne aand saam met Morney Steyn gehad. En Morney, toe hy by die Bullebuk gekom het van Bloemfontein af, en dis 'n feit, hy het dit sy boek geskryf. Ons moes 20 punte voor wees voordat Morney gespeel het, want Morney kon nie voor die paal oorskop nie. Maar Morney het vasgevat, en hy het elke dag 500 skoppe geskop palle toe, en ek meen, en as jy kyk waar hy vandag as 'n paar Britse leeustoetse gewen, en dis maar net waar daai gesegde vandaan kom, hard work always beats talent. En ons dis asof ons kinders nie meer wil hard werk om die TV-game te kry nie. Ja, maar die ding is, dit gaan alles oor, dit is hierdie resies tussen die ouers, en ek is baie betrokke met hierdie tipe ding op hierdie stadium, en dit is vir my terrible om te sien wat ouers eintlik aan die kinders doen, want hy gee hom daai titel van, maar mens sê, as jy nie volgende jaar eerste speel nie, as jy nie op toer gaan nie, dan los ons. En dit maak dit baie moeilik. Ja, kyk, ek en die ouers stamp maar bietjie koppe baie keer, want ek sê vir die ouers, jy weet, jy het jou kans gehad om jou loopbaan te speel. Verstaan jy, as jy dit opgeskroot, moenie jou rugby lewe deur jou kind lewe nie. Support hom, by al mens, ons moet dit doen. Maar moenie jou failures deur jou kind lewe nie. Los hom, laat hy dit geniet, en motiveer hom om beter te doen, maar moenie as fynend is 'n motivering en afkraak, né? Dit is wat hou kan so motiveer dat jy kan afkraak ook, en dit is stupid. En die wetywering op skole vlakke op hierdie stadium van die geveg. Daar was nou eendag 'n pappa by my gewees met sy seentjie, en hy vertel vir my, hy gaan nou sy kind bring, en ons moet nou 'n bietjie loopbaanbeplanning doen, en al sulke tipe goetertjies, en jy weet, want hy sien nou in sy geestesoog hoe die kind nou vir die Bulle gaan hoërskole speel, en dan onder 19s en onder 21s en bokke toe. Sê nee, dis fantasties, maar kom ons sit die dinge net bietjie in perspektief.
Springbok rugby het in 1893 of 73 begin. En tot nou toe is daar nog net 950 Springbokke. Ja. So Dis baie my klein persentasie. Dit vat 'n man op 'n perd. En om dit net te sê, moet jy die hard yards insit. Ja. En toe ek die kind sien, toe sien ek maar die hard yards is nie heeltemal daar nie, want die selfdissipline om die yskas uit te los is nie heeltemal daar nie. So ou wil graag die kinders help, maar ou moet ook eerlik wees met hulle om te sê, jy weet, dis 'n reality, want dis moeilik om dit te maak, maar as jy harde werk insit en jy talent, sê jy dit verseker maak. En dit is altyd die snaakste, as jy sit en jy vra vir hulle, almal sê die ambisie is beautiful, as hulle nou sit en sê, ek wil bulle speel, ek wil leeu speel, ek wil dit, ek wil Springbok, ek wil daai, en jy begin nou vir hom vertel, maar om dit te bereik, gaan jy gaan nie, ek praat nou van uitskool uit, jy gaan nie drank gebruik, jy kan nie rook nie, jy party 15 kg verloor. Ja, jy verloor daar, jy's aan die, jou liggaam behoort eintlik aan daai, dit klink nou wild om dit so te sê, maar dit behoort aan die unie. Jy kan nie nou rondgaan en Vrydag aand 'n paar brandas saam met jou chomma gaan drink nie. Dis ongelukkig, jy gaan vroeg slaap en 3 piesangs eet en môreoggend volg jy die eetkundige se manier om, en dan begin die ouetjie se oë so groot raak, want dan besef hy okay, maar ek wil nie eintlik wees, want ons môreoggend 5:00 het ons 'n gym sessie, en om 7:00 3 kilos te gaan doen, dis raak prof. Ja, so nee, daar is ouetjies wat bereid is om dit te doen, en daar's baie oor ons pad wat kom, wat dit wel insit, en hulle is vrek suksesvol. Maar talk is cheap, but money buys the whiskey. Exactly. Richard, Bloubulle, wat 'n ervaring, jy soos ou Tokkolos, Dani Kutse, is julle hysteries lief vir julle bulle. Vertel ons bietjie van daai wêreld, dit was goed vir julle. Ja, dit was 'n moeilike era waar ons begin het, en ek het nog een van die Bloubull truie wat daar nie 'n borg op was nie. So ons het begin by die bulle in 2000, wat daar geen borg was nie. Maar wat Heineke reg gekry het was laat die ouens inkoop om te sê, luister boys, oor 3 jaar is julle almal Springbokke. En ons is soos van, wat, jy rook jou sokkies. Ons is almal spelers wat niemand wou gehad het nie. Ek meen, Bakkies was hier van die Roosters af, hier van die Valke af, van Victor van Griekwas af, en Anton Lennard van SWD. So ons was eintlik maar die Grants gewees, ons was die uitskot van die litter gewees. Maar Heineke het dit reg gekry dat ons inkoop as 'n unit. En hy het gesê, boys, speel julle net en koop in die plan in. Die borge sal kom, as die borge kom, gaan die salarisse groter word en hy sal mooi kyk na ons. En dis wat gebeur het. En so dit was altyd, ek dink die mooiste deel van die bulle was die journey wat ons gehad het, in plaas van net om jou gat in 'n sak geld in te val, was die journey van bou. En ek sê altyd vir die ouens, jy weet wat, die storie, die suksesverhaal is great, maar wat was die journey tot die sukses gewees? En ek dink dis wat in ons tyd so awesome was by die bulle, is die journey wat die altyd gegaan het. 2000 begin, 2001 Vodacom Cup gewen. Ek en Dani Tokkolos het toe SA Barbarians gespeel, saam met ons coaches was Toy Danhauser wat van hier af kom, en nou Hugh Leiden. En 2002 by die bulle begin, en 2002 die Karibeker gewen, en ja, 2003 toe helse klomp van ons Springbokke in die wêreldbeker, en die 2 of 3 wat oor was, het in 2004 het geword. So was 'n absolute belewenis in super rugby wat net 'n ervaring is wat woorde nie kan beskryf nie. Hoekom het jy by die British Barbarians, wat het daar gebeur, dat jy geleentheid kry daar? So daar, om vir die British Barbars te speel, is slegs op uitnodiging. En in 2004 en 2003 met die wêreldbeker het van die ouens al met my begin gesels van die oorseese clubs. En 2004 is ek uitgenooi om 3 toetse vir hulle te gaan speel. Wat net mal is, want om saam met daai ouens te speel, want met super rugby wil jy hulle doodmaak. En nou moet jy ewe skielik saam met hulle speel, en dit was net, jy weet, Thomas Castagnier en Matt Burke en Nathan Gray en Anton Oliver. Dit was net 'n belewenis. Ervaring op sy eie, absoluut. Jy kry toe die geleentheid bokke toe. Wat is jou boknommer? Boknommer is 7
7:45. 7:45. Ja. Kan jy onthou die tyd toe jy die call-up gekry het? Ja, nee, dit was, ek dink dit was net na 'n Karibeker wedstryd, ek kan nie onthou nie, maar ja, ek dink dit was 'n Karibeker wedstryd, en almal sit maar voor die televisie, maar so 'n week voor dit, so maand voor dit, Steven Roos bel my, en hy is die, wat sal mense dit nou, bagasiemeester, nee, bagasiemeester, maar die ou wat die klere reg kry, om nou my broeksaais en my hempsaais en al die, en ek vra vir hom, Steven, maar hoekom wil jy weet? Nee, maar hy wil maar net weet. Ja, maar hoekom wil jy weet? Jy weet, dis nou daai angstigheid. Hy mag niks sê nie. Ja, hy mag niks sê nie, maar hy weet ook nie, maar dit is nou maar vir die argiewe, om die regte baadjie saais en die goeders te kry. Ja. Ja, en toe voor die wedstryd, toe die wedstryd klaar is, toe word dit uitgelees, en gelukkig het ek nie lank gewag nie, want bands is heel bo aan. Ja. So, en my foon het net begin lui, en ek dink vir 4 ure net aan mekaar gelei. Beste oomblik van jou lewe. Dit was wonderlik geweest, dit was fantasties. En jy het aangegaan en 11 toetse gaan speel. Ja. En maar jou beste gaan obviously uitstaan soos ek die show geopen het. Met the best try ever by a prop. Ja. Gaan met ons met daai 3 deure. Kyk, die ander ouens gaan klim, hulle het iewers iets te doen gehad daarmee. Ja, nee, daar is ons baie scrum-offs, wat daai een afsteek daar so, want hulle het my geleer om in die gap in te hardloop. Dis eintlik 'n interessante storie. Tappe Henning was ons skeieregter of ons adviseur op die toer. Wat bietjie ontleding doen oor hoe die ander skeieregters die game sien en dit blaas. En hy het vir my gesê, Richard, jy moet net een ding onthou, skeieregters het so 'n bietjie van 'n ego. Hulle blaas nooit die vletjie as hulle in die pad is nie. Yes. Want dit beteken hulle posisionele, waar hulle self posisioneer is nie heeltemal. Ja. Sê ek tappe maar, as ek op die skeieregter net op sy skouer hardloop en hy spring in die pad uit. Hy sê dis die plek. Nou uit die aard van die saak, Joost van der Westhuys is 'n absolute legend. Ja. Saam met wie ek seisoen of wat by die Bulle gespeel het. Hy het altyd die forwards lekker vinnig in die game ingekry. En ek en Joost het daai verstandhouding gehad dat ek die crashball hardloop van hom af. En ek het net gehardloop en Joost het die visie gesien en hy het my in die gap gespeel. Ek het op die ref gehardloop, hy het die pad uitgespring en ek is daar deur. En Carlos in die pad en ek het hom bietjie, daar was 'n bietjie revenge op Carlos. Ek het laat ek en vir Carlos Wat Willie Wally sê. Ja, met 'n elmboogie bietjie die pad het wat vandag seker nou 'n rooi kaart sal wees, en in die hoek gedruk op in die House of Pain wat nou nog 'n extra special maak. Ja, dit maak dit fantasties. Maar ja, dit is maar na die tyd te praat ek en Carlos te sê van, jy weet, ek het nou 'n bietjie revenge op jou gekry, want die vroeë jaar speel ons teen die Blues en hy kom om die angle en ek het gevou fast-side en hy hardloop op my af en hy het net so op die skouer vir Dougie Howlett gespeel en Dougie is daar deur en hy druk onder die pale en toe ek omdraai, toe kyk hy my sê we passed you on the left, mate. Toe ek kom en sy moer en hardloop, toe sê ek van my, it's 1-0, mate. Jy het nou nooit verder dit kon uitsettel wie wen die ding nie. Man, Carlos was nou 'n paar jaar in daai tyd was hy so 'n bietjie van 'n stint hier so by die Leeu's gehad. En ons het so manne aan daar by Laerskool Sandere vir so by Brits. En Carlos was ook nou daai aand daarso gewees, ek en hy sit so op so 2 sitplek bankie. En daai boere van Brits, kyk as hulle eers begin brandewyn drink of so, hulle wil die regte antwoord hê. Hulle sal daai vraag 20 keer vra. En hulle vra net vir Carlos al die pad, hoe voel dit om deur 'n stad om gehardloop te word en hy tik my so en ek meen King Carlos is 'n absolute legend, ek het baie tyd vir hom. En hy tik my so in die ribs, hy sê, Richie mate, I really did fuck up. Yeah, you did. Maar hoe lekker is dit? Ek meen en ja, die vleuels gaan vir jou, hulle gaan vir jou selfe doen elke dag, maar hoe lekker is dit sit om daai hele lengte van daai, ek meen jy het amper van net na die halflyn, het jy om die bal gevat en ja, elke jaar kom maar 'n tree by kom. Ek is al op 55 meter. So maar daai gap is lekker en ek meen op 'n toets. Ek dink nie jy was eers voorberei dat jy daar gaan 'n oop gap in die opleiding
Blacks sien nie. Nee, ek is daar deur en ek het probeer kyk vir wie moet ek pas. En Joos van der Westhuizen is omtrent 20 meter agter my. Ja. Jy weet so, ja nee, my toe sit maar net trek die ore plat en druk deur toe. Ek kan daai toets baie duidelik want ek het hom gesit en kyk. En dis vir my altyd 'n plesier. Soos nou Saterdag by die bokke daar toe die almal praat wie gaan die eerste 3 druk teen Wallis en toe sit nou die loskop en hulle het hom van daar af deurgewerk en toe Wilco. Dit is my plesier om te sien, maar daai 3 van jou was net soos next level en ek is net die groot hoop is moenie paas nie. Nou gelukkig is dit as hy op daai spoed is, kan hy nie meer paas nie. Hy kan net 2 goed gelyk doen. Nee, so hy klou net. En ek het net gehoop dat jy daai ding kan, want dit was spektakulêr. Dit was baie dankie. Dit was beautiful. 11 toetse, so 'n bietjie die All Blacks, die Australianers, die Argentynë. Het Argentinië Boetie Erasmus gespeel. Korrek, ja. So jammer, Boetie Erasmus is nie meer daar nie, maar was dit 'n belewenis op Boetie Erasmus te Joel? Was dit 'n lekker veld? Ja, jy weet, ou sit met bietjie met nostalgie as 'n ou nou terugdink daaroor oor die ou Boet in Nuwe Land wat ek ook getoets teen die Australianers gespeel het. Jy weet, en ou dink en jy weet elke plek het jy weet jou sintuie, jy weet as jy daar op Nuwe Land is, daai bierbrouery wat daar agter is, daai maltreuk wat die altyd daar is. So Nuwe Land was net fenomenaal om te speel en is hartseer dat dit is waar dit is. En die ou Boet, ek meen as jy bietjie in die geskiedenis kyk wat se diep spore al op die Boet Erasmus getrap is. Maar dis net asof die ouens nie meer so baie worry oor die tradisies nie. En ek was nou die dag was ek in Katoo gewees en Lime Acres wat daar so was en Amazon en al daai clubs. Ek meen ek meen mannetjies het daar gespeel en hoeveel van die ou legendes het daar gespeel. En daar's net niks meer oor nie. So ek is bly dat die boeke, so Stellaland se boek nog uitkom, laat die stories nie verlore raak nie. En ek dink ergens moet iemand bietjie pen en papier vat en die stories capture van 'n Boetie Erasmus en so nee, dit maar dit is jy weet dit ek dink dit is as jy dan teruggaan na die hart van rugby toe en ek onthou in my verskillende vlakke van rugby, maar van die beste rugby was wanneer jy in die lokale dorp teen dorp speel en ek het dit al gesê, dan kom jy ouma en almal kom en die golfies en die sound is daar, maar die ouens riek op. Daar's Edenvale, Germiston, Alberton, hoe ook al, Randfontein, Rodepoort was altyd huge geweest. Mense kom van oral, maar die hele gesin kom, jy weet. Ouma, moenie worry nie, jy gaan môre kerk toe nie, jy kan wakker bly vanaand. Maar dit is fantasties. En die vure brand om die veld en daar so ek vertel altyd die storie. Ons speel in Kimberley op Hoffie Park. Maar ek het vertel nou die dag vir André Markgraaf die storie, maar hy het hom trend sy gat geskeer. Want ek sê vir hom, julle ouens daar by Griekwas het 'n snaakse intimideringstegniek en hy sê wat is dit? Ek sê nou hier by die bulle het ons nou 'n dieetkundige, so jy eet nou pannekoekies met tuna en al daai crap wat jy nou moet vreet. En ons is vleiseters, nee, want ons oë sit voor in ons kop. So ons moet vleis eet, ons is nie grasvreters nie. En nou kom ons daar by Hoffie Park aan Kimberley, nou warm ons op. Nou net so aan die suidekant van die veld het die ou ondersteunerslap is daar so 'n klomp halftrombraaiers. Nou kameeldoring rook of 'n doringboom, as jy hom aansteek, jy ruik hom. En ek wat van die plaas af kom, jy vang hy snif so, nou weet jy, nou begin ons opwarm. Nou is ons in, ons tok en ons speel. Halftyd in, coach praat, dinge loop goed. En ons kom uit en daai manne begin skaapchops en worsbraai. Koekie. Nou kom ons so Westerwyntjie, nou dan waai daai chopreek so oor die veld. En ons is so op die kwartlyn. Maar nou staan ek is honger hier, want ons eet net pannekoek en spinasie. Nou ruik ek hierdie wors en chops. En Victor maak 'n call op hom en hy spring. Maar ek vergeet om hom op te tel, want ek staan dan met my hand op my knie en ruik wors en chop streek. Hy sê, die bal was op my. Ek sê Victor, jy kan nie bol op jou kol terwyl daar chop reuk op die veld, dis die kol op bakkies.
Was hy overthrow, Derek het die bal gekry, as daarom net te veel moeilikheid gaan. Maar ja, nee, dis cruel. Dit klink soos Leon, wat jy mag nie pale toe skop vir 'n poep. Ja, dis nou dieselfde, jy kan nie op my gooi as daar chop breek is. Ja, so daar was 'n groot spottery geweest oor jy gooi nie 'n 4 bal met 'n chopper oor die veld nie. Ja, maar daar's daar maar passie as jy nou vat so, en ek dink dit het maar ontwikkel deur die tyd toe ons in isolasie was, het lokale rugby het op provinsiale vlak was daar maar dik rivalry, as jy Bulle WP jy weet selfs die Leeu's WP, jy weet dis groot games geweest, maar ek onthou ons het jare terug wat ons WP toe is, ons gaan speel teen WP, en daai mense is net hysteries WP. Jy kan nie die kant toe of daai kant toe. Hy stel nie belang in enige ander kleur behalwe daai wit, en julle het dit dieselfde gehad met Loftus. Alles is blou en maak nie saak wat nie. Ja, ek het nou dag met Marcel Coetzee 'n bietjie middagete gaan eet, en hy vra vir my toe nou, jy weet in sy tyd wat hy nou speel en my tyd wat ek gespeel het, jy weet hoe vergelyk die twee. So kyk, ek dink die wedstryd is anders, ter ook nie meer vergelyk nie. Ek dink ons was harder en meer fisiek, waar alles en dalk bietjie meer vinniger is en meer moet fokus op tegniek en al sulke tipe goeders. Maar ek dink my voordeel wat ek het is ek het 'n paar keer op Loftus gespeel waar dit sell-out crowds was. Jy weet as die Bulle teen die Sharks speel of die Bulle speel teen die Leeu's, is dit 60,000 mense gewees. Nou daar gaan eers 10,000, 5,000 op en dis hartseer. Ek wens ons kan daai mentaliteit aan. Ja, daai provinsialisme, daai wetywering van ander kant die juk skei. Ek onthou 2002 wat ons die Leeu's gewen het met die Currie-beker finaal, wat Derek Hougaard, ek weet nie hoeveel punt aangeteken, 28 punt of soets. Jy weet, die enigste keer waar die Transvaal supporters opgestaan het was om die Mexican wave te maak, jy weet, so daai banter, daai gesonde banter tussen die unies, dink ek het ook verander, want een jaar speel jy vir Leeu's, volgende jaar speel jy vir die Bulle. So daai deel het ook bietjie verander, en waar spelers nou gekontrakteer word vir toernooie en nie meer vir 'n jaar nie. Ek dink dit maak die feit dat dan so baie trekvoels as heen en weer. Maar vat bietjie daai deel weg van jou liefde weg. Maar ek meen die liefde vir die Blou Bulle sal altyd daar bly. Ek meen die Bulle was vrek goed vir my gewees. En ja, ek is geseënd en as jy kyk in die WP, as jy in die Kaap kom, ek meen die WP is nog steeds daarso, jy weet die supporters is nog steeds baie passievol is, maar seker maar net omdat hulle dink daar's niks aan die ander kant die Matroosberg nie. Ek wil altyd vir Corneille Krieger, dan sê ek vir my 'n bietjie deur die tonnel kom, hierdie kant van ander kant van die Hottentots Holland is daar nog steeds 'n deel van Suid-Afrika. Maar lag hy maar net. Richard, jy mag seker nie vreeslik uitpraat oor die kamp Staldraad nie, maar hy het 'n storie op sy eie. Ja, ek dink dis 'n verhaal op sy eie. Ek dink die probleem was kyk, Kamp Staldraad was taaf. Ek dink dit was 'n spanbouing. Ek dink dit was meer 'n martelingssessie geweest. En ek dink SA Rugby en die ouens wat daar bestuur was het 'n fout gemaak. Ek dink by die Bulle het ons klomp sulke goeders gedoen, maar dit was teambuilding geweest, jy weet. Ammo kuste, sand en tyres en pale en al dat, maar vanaand as jy gaan slaap, dan kry jy goeie nagrus in en jy kry jou 3 eters. Jy's 'n professionele sportman, so hulle weet jy moet 7 keer 'n dag eet om te perform. En as jy daai ewe skielik wegvat, jy vat jou rus weg en jou diep slaap waar jy jou meeste hormone afskuif, jy vat dit weg. Ek meen die ouens het gesê wetenskaplikes, jy weet die skok op die stelsel in daai tyd het ons omtrent 7 maande teruggesit in preparation. So ek dink dit was stupid. Ek dink die idee was fyn. Ek dink dit is net verkeerd aangepak. Ek dink jy weet jy sit met ouens wat 7% vet het en dan moet hy in 'n ijskoue fontein gaan staan wat en die ouens kry hypothermia en hulle lippe het begin blou raak en alraai. So ek dink dit was net stupid. Ja, en dit was verkeerde tyd ook geweest. Ja, ek dink dit was verkeerde tyd. En ek meen Engeland daai jare het dit dieselfde gedoen met die Marines, jy het hulle ook so 'n spanbou ding gehad en dit was ook taaf geweest. Maar hulle het 7 eters gehad en hulle het geslaap. En dis waarom ek sê dit was
was nie 'n spanbou nie, was meer 'n marteling. So ek dink die metodiek en die mentaliteit rondom dit was sommer net stupid geweest. Jy kry altyd maar verskillende ouens wat op verskillende maniere geaktiveer word of gemotiveer word. En jy die een ou kan jy met 'n lat jag en die volgende een moet jy om 'n skouer gee, maar ek dink met so tipe ding het jy 'n kans dat 80% van daai persoonlikhede gaan dit nie daarvan hou nie. En die kaalgatheid en al daai was ek dink nie. Ag man, jy weet Koekies, jy sit met professionele sportmanne wat die beste in sy posisie in Suid-Afrika is. Jy weet, om hom nou op 'n vasbyt te gaan sit en om te kyk hoe mental tough is hy. Jy is mental tough en jy is fisies tough, anders sou jy nie daar gewees het nie. 100%. Om dit nou te gaan toets daar op Rooiberg, godsverlate vlakte. Ek weet dis freaking stupid. Ja. Maar ja, dis my. Het jy ooit uitgevind waar was dit? Ja. Wil jy weet waar is dit? Ja, dat was op Verdrag. Okay. Ja. Wel, naby Verdrag. Okay. Ja. Jy moet bietjie Tokkelo sê, ek dink nie hy weet waar dit is. Ja, ek sou 'n bietjie vir Tokkelo aanlig. Ek sou hom reg verwys. Ja, Tokkelo is nou daar nie goed sê. Ja. Maar net so op 'n laaste stukkie op daai ons het gepraat oor jou en Dani en Wesselroe. Julle was groot maats geweest, baie jare saam geloop. Ons het die battles in die vooruit geveg vir die bulle. Julle was 'n solid. Ons was ja. Ek dink as jy teruggaan en ek wil voor ek jou nou laat praat daar, as jy teruggegaan het die era voor julle, het jy die Heinrich Rogers, Uli Smit en Jan Lok gehad. En ek dink julle was die volgende version van dit gewees. Julle het net alles opgedonder wat voor jou kom. Ja, kyk, ek dink na dit was dit Piet Boer, Jannie Brooks en Pierre Ribbons. Daar was so, ek dink daar was daai bridging ook tussenin gewees. Kyk man, ek dink net ons was totaal in 'n ander klas gewees en ek bedoel, ek sê dit nie om windgat te wees nie. Nee. Maar Heineke, toe hy aansoek doen vir die pos by die bulle, toe hy nou hierdie idee van ons gaan hierdie moerse mooi expensive games speel wyd, jy weet die tipe WP ding. Ja. En ons is toe nou hier in die Waterberge en ons het breinprofiel toetse gedoen. En daai breinprofiele sê toe ons is almal staatsdiens. Hier is 'n bal, hardloop ons moere. Daar was geen kreatiwiteit nie. Die enigste ou wat kreatief was Etienne Botha. En Heineke het gesê ons moet die spelpatroon aanpas by ons breinprofiele. En hy het net vir Basil daai tyd gesê maak hierdie ons groot. En op 'n stadium was ons 'n ton pak gewees met Anton Lennard op 120 kg. So ons het net die ouens, ons het net fisies gebreek. Dus ons het julle net letterlik uitgegaan. Ons het net gebreek. Vat die bal en hardloop hulle na moere. Ja. Dit was 10 man rugby soos 'n buurman van Sail se tyd. Vleuels het maar gestaan en koud word, maar hulle het ook mooi dreë so nou en dan gebruik. So ja, dit was interessant hoe die spelpatroon by die breinprofiel en dis waar structured rugby begin het met patterns. Want hy het net gesê as hy hierdie ons los is 'n klomp skape met 'n jaggels tussen hulle. Elke ou gaan sy eie rigting in. So en dit was structured rugby geweest en dis waar structures begin het. Ja. En ons moes patterns speel om die broken play te kry vir die kreatiewe ouens wat twee van hulle was om die gaps te kry. So ja, dit was altyd 'n skaakspel geweest, maar ja, ons was nie kreatief nie, ons was groot en sterk. So, dit bring 'n ou lekker by die tegniese gedeelte wat jy nou daar praat. Doen jy en Jannie Brooks het nou vandag Brooks and Bands. Ja. En dis nou juist waar julle nou die ding, ek los dit vir jou, vertel jy vir ons, dit is stunning. Dit is absoluut stunning. Dit is So ek en Jannie doen al lank bietjie klinieke en ek het agtergekom waar die paas my vra om die tegniese deel vir die kinders te hanteer. Het ek agtergekom ek kry dit nie reg nie want die ouens is net nie horisontaal sterk genoeg nie. So ons praat oor functional strength. So die ouens is sterk, maar hulle is nie functional strength. Hulle is nie functional strong nie. En ons het begin bietjie navorsing doen om te kyk hoe kry ons dit reg? En die statistiek het nou onlangs uitgekom waar voorspelers 80% van 'n wedstryd is hulle in 'n horisontale krag, maar almal oefen 'n vertikale oefening. So rugby is hier, maar ons oefen almal hier. En dis een van die redes hoekom die besering so hoog is. En ons het Jannie op die kondisionering kant en ek op die tegniek kant het ons baie goeie ouens deur die stelsel gekry. Die laaste ouetjie wat deur ons hande is Gerard Steenekamp. En
wat vir die Bokke speel. So ons doen iets reg, maar ons weet nie presies wat ons doen nie. En ek sal nou bedoel met presies nie weet nie. En ons het 'n slogan gekry om te sê ons moet meet om te weet. So ons moet meet om te weet. En dis waar Vivify aangekom het. Moers 'n klomp slim ouens wat ook in die sportveld is, het ons gaan sien en gesê luister, ons moet goeders kry om spelers te toets, want ek wil weet wat meetbaar is. En die idee het ek gekry by 'n bulveiling, soos wat ek net vir jou gesê het, was ek daarson in Warmbad by 'n bulveiling gewees. En daar kom so 'n krapperige horrig billetjie in en ek dink okay, R30,000. En ek sien die boere kyk om net so verder te hulle spec sheet hier voor hulle. En daai bul gaan toe op die einde van die dag vir R370,000 en ek sê vir die boer, wat is daar op daai papier van maak hulle en so die hele analise van hierdie bul is hy dubbel spierweefsel, enkel spierweefsel en sy hele geskiedenis is daar en hulle koop die geskiedenis van wat op daai stuk papier is. Ek sê maar, hoe weet ons wat in ons talentpool is by die skole of by klubs? Niemand weet nie. Jy kyk op supersport schools en een ouetjie hardloop met die bal en hulle sê, ja, daar's 'n mooi stit. Of hy skram en hy skram almal dood, maar hy skram eintlik teen die blinde skool van Kwakwa. en hulle sê hy moes 'n goeie vaskop, wat hy nie is nie. Nee. So ons het 'n helse klomp tegnologie ontwikkel onder 'n ander skrammasjien om horisontale kragte te meet en ons het die voorlegging aan die bulle gedoen en ons is nou geakkrediteer by die bulle vir pipeline identifisering en om te gaan om kinders te toets om te kyk is hulle horisontaal sterk genoeg vir hulle posisie, maar ook om die data te collect om as hy goed genoeg is dat ons hom in 'n basis kan intrek in 'n tipe van 'n high performance waar ons hom dan die hele tyd kan tred en kan monitor dat talent soos ek van Lichtenburg, as ek nie daai giant step gevat het na die bulletin, sou ek ook maar net nog 'n ouetjie gewees het wat verlore gegaan het. So dit gaan om daai talentpool te ontgin, maar ook om seker te maak op spelerveiligheid laat hy ouetjie in die posisie speel waar hy sterk genoeg is om te speel. En as hy nie sterk genoeg is om te speel nie, kom ons gee hom 'n oefenprogram en ons toets hom weer om te sê, luister mamma, jou vaskoppie is sterk genoeg. Hy val binne die normes en die waardes van 'n vaskop op sy ouderdomsgroep. Hy is okay om te speel. So aan die een kant gaan dit vir spelerveiligheid, aan die ander kant gaan dit vir speleridentificering om daai ouetjies te log om te kyk wat is in die tank. En ja, so die skrammasjien is uniek, dis die eerste in die wêreld. Ons het 'n muscle quality scanner ingevoer van Korea af om die muscle imbalances te toets. Ons het nou 'n klomp senior ouens getoets by 'n paar unies en daai ouens speel op hierdie stadium van die veg net op talent en brute krag en omtrent op 50% van hulle abilities, want niemand weet wat is in daai ou se lyf nie. En ja, dit is skrikwekkend om te sien ouens wat Currie-Beeker speel sit met 'n metascore van 2.7 uit 10 uit op sy core. En hy kan nie sy core sterker maak nie, want sy glutes is nie geactiveer nie. En hoe baie van die kinders as gevolg van 'n swat tegniek, sy rug agter op sy biltonge is vrek sterk, maar sy bene beteken niks nie. So dit wys maar net sy tegniek is, hy skram met sy rug nie met sy bene nie. Ja. So as ons die bene in plek kry, dan word hy 30% beter skrammertjie. So daar's 'n helse klomp science om hierdie hele ding wat ons ontwikkel het. Sure. En ek dink is 'n awesome journey wat voor lê. Ek is meer opgewonde om te kyk wat sy rowwe diamonds kry ons by al die skole. En wat kan ons identifiseer en wat kan ons nurture en deur die stelsel kry. Ja, want ek dink jy het dit vroeër genoem as jy nou gevat het wat jou persentasie was en hoe 'n mens jy het nou gepraat oor die kilometers. Vertel ons net daai gedeelte wat jy die kort distansies gedoen het versus die. Ja, dit was sommer in die begin daar gewees. So ek is altyd gebrand as 'n onfiks rugby speler. So ons het altyd gepraat van die chap club, die vettetjies, ek en bakkies was in die chap club gewees wat ons ekstra sessies moet insit. Maar toe kom ons agter my tank, my asem, hou net en my spiermassa hou net vir 60 minute. Omdat ek omtrent 90% white twitch fiber is, so ek's vrek eksplosief, maar ek niks endurance nie. Maar omdat ek net 80 minute kon speel net, almal gedink ek son fiks. Maar met toetse is my tank net vir 60 minute. Ek kan net 60 minute speel. Dan as ek in my moer en daar's nou nie 'n ander woord net. So. En volgens dit het hulle my begin speel. En
En die ding het gekom waar ons 3 kilometer moet gaan draf om loftes. Ja, ek dink die ander is al in die kar op pad huis toe, dan kom ek eers by die stadion aan. Want my muscle laat nie toe om 3 kilometer te gaan draf nie. Toe verander hulle en hulle sê, geef my 3 kilometer se 22 meter sprints om te doen. En toe is my tyd die beste as van die eerste ouens wat inkom in die stadion. So train smart and hard. Ek meen, want anderster, as jy nie weet wat jy oefen jy eintlik 'n ou wat hy uitgebrand raak. So daar's altyd daai fyn lyn en dis wat ons reg gekry het, is om te kyk wat sy muscle quality het hy in, wat sy VO2 max het in sy longe, wat is sy horisontale krag, wat is sy horisontale krag op die fatigue aspek, so jy gaan 'n stit kry wat sterk is, maar hy sterk vir 10 minute, maar dan kry jy 'n stit wat minder sterk is, maar hy sterk vir 60 minute, so dan begin die coach ook weet vir wie om te speel, maar dan is die algoritme geskryf om presies volgens daai ouetjie se scan, vir 'n presiese oefenprogram te gee, wat 'n 6 weke pre-app sessie is om te sê, as jy hierdie goeters doen, garandeer ons jou 'n 30% verbetering as jou as 'n speler. So dit word eintlik daai horses for courses type of situasie, want jou heavies wat sukkel met 'n lang afstand, moet jy dan eintlik, as jy die regte oefeninge vir hom sit, dan het jy eintlik, want as jy 'n speler verkeerd oefen, dan brand jy hom eintlik uit. En saam met dit is, onthou baie ouens, as ek kyk vir 'n aardappel, dan tel ek 3 kg op. So jy kan sien ek nou vir 'n paar aardappels gekyk die afgelope tyd. Maar wat se kos moet jy inneem, watter tyd in die week op 'n pre-match meal? So party ouens kan bietjie high carbs gaan en dan bietjie protein nader aan die wedstryd toe. Party ouens is weer kwai protein, want sy muscle laat dit toe, en dan bietjie minder carbs na die game toe vir die tank. So ons het 'n helse klomp science ontwerp om hierdie ding om te sê, hier is ons koekies, dit is wat sy lyf vir my sê, hier is die oefeningprogramme wat hy moet doen, om hom 30% beter te maak, hier is sy in-season training program, en hier is jou eetlus, hier is jou eetes wat jy moet eet, om nie uit muscle uit die body te fuel nie, maar uit reserves, uit fuel uit, so my optimum uit die ouetjie uit te kry, 100%. En as jy dan nou weet, soos jy nou gesê, jy het 60 minute in jou, dat jy dan as die analiseerder van daai, of die coach op die einde kan sê, hoorie, Joel om sy 60, laat hom deur hardloop, en dan sit ek daai ouetjie wat eintlik stoei, maar wat vir my 20 kan gee, of dalk 30 kan gee, en dan kry jy eintlik 'n optimum span uit die ouens uit, en dis eintlik waar dit lê is, ons wil tog die beste uit elke speler uitbring, want ons as coaches, dis ons job, om ouetjie te laat perform, want ons is die stepping stone vir enige kind vir hoë lourers, dit is ons werk, ons wil hê ouetjies moet deur die stelsel kom, om 'n bul te word, of 'n springbok te word, of wat die case might be, maar ek moet dit vir hom kan wys, en as ek 'n flankie kry en ek sê vir hom, hier is jou toetse Boeta, maar hier is Marcel Coetzee se toetse, en jy toets beter as hy, wat is jou verskoning om dit nie te maak nie? En dit is dis soos 'n rapportkaart, dan sien hy, maar ek het iets in my, en dit is partymal net daai bietjie belief, wat 'n speler in hom nodig het, om te sê, ek toets beter as 'n springbok, of ek toets beter as 'n gekontrakteerde speler by 'n Unie. Hy kan dit maak, want hoe anders sê jy dit vir hom, as jy dit nie vir hom kan wys nie. Julle scrum machine wat julle het, hy doen dieselfde, hy doen nogal hy kan jou ook nog 'n bietjie meer slimmer maak oor die scrum tegnieke. Meer oor scrum power, want dit gaan oor die horisontale krag wat gegenerate moet word. As jy vat 80% is horisontale krag, soos wat ek net ook sê het. So om daai horisontale krag te meet terwyl dit toegepas word, maar met 'n endurance oefening in, en dan kyk ons hoe kom daai kurwe af ten opsigte van die power, en as daai kurwe vinnig afkom, wanneer kry jy 'n besering, koekies? Fatigue, as jy moeg is. 100%. So om beserings te voorkom, ons het nou die afgelope 6 maande 'n trial run by 'n skool gedoen, en ons het hulle beserings afgekry van 37% af na 3% toe.
Jo. So ja, nee, ons is op die regte pad. Maar dit is interessant hoe rugby eintlik meer en meer 'n science word as wat dit net 'n rou talent daar wat jy op Stellenland. Ja. Daai coach het gesê en hy het die belt losgemaak en ons jare die coach dan haal hy uit ja en hy sê okay maar toe druk gaan jou in. koppe. Maar daai ouetjie is so dik, hy kan homself nie eers daaronder inkry nie. En dan moet die coach hom van bo af tot hy daai kop inkry en dan sit jy eintlik met daai ouetjie wat eintlik die tyd dat hy hoërskool kom en sê ek het genoeg belt gehad of genoeg rotang gehad en nou kan jy eintlik die ouetjie meer 'n meetbare gee. Korrek. Ek meen almal sê quick feet en die scrums your feet must chase you en al daai tipe goeters. Maar dan sien ons die kinders kry dit nie reg en die hele tyd was my frustrasie hoekom? Totdat ons die hip flexor in die kor getoets het. Toe kom ons agter maar hy kan nie. Dis hoekom sy rug so sterk is want as hy hier gebeur dit in plaas van dit en hy skram daar met sy bene. So dis hoekom sy rug sterk is. So 90% van die ouens gaan nou rugprobleme begin optel op hulle ou dag, want hulle het verleer om met hulle bene te skram, want hulle kan nie met hulle bene skram nie want hulle hip flexor en hulle kor is net nog. Ja, of hy beland op 'n veld iewers waar bene so belangrik val hier nat velde. Dan begin die stutte, want dan moet jy jou voete reg plaas. En dan is jou voete dan probeer nog steeds uit jou rug uit en dan kry jy daai beserings. Maar jy sien as ons die bene activate en ons kry die bene onder hom, dan gaan die skrams ook nie val nie. Dan gaan 90% van die beserings, ek praat nou nie van die fratsongelukke nie. Dan gaan ou daai goeters begin voorkom. So nee, ek dink dis first to market in die wêreld wat ons reg gekry het. Ons hardloop nou baie pilots saam met die Blou Bulle. Maar die skole kan julle kontak, die ouens kan julle kontak en ons sal daai details sal ons in elk geval op die koekblik sit dat die ouens julle kontak en dat die ouens kan daai toetse laat doen en ek meen ons is nie gebonde net tot 'n skool nie. As enige pa of ma wil kom en hulle kinders wil kom toets, is hulle welkom. Ons het 'n laboratorium. Ons is in final stages met ons scrum machine. So proof of concept sal ons van volgende week af begin hardloop om die normes en die waardes te kry en dan sal sy die blokke. Hy is lekker klein. Hy is agter op 'n waantjie, so ek kom agter die bakkie. Ek sleep hom na 'n skool toe met die hele laboratorium en ons toets die kinders en hoe lank vat so toets? As ons alles simulate, kan dit om so 20 minute per kind. Dan is dit alles. Met een stasie. As ons 3 stasies doen, dan doen ons 3 kinders 30 minute. So, maar daar's ook verskillende pakkette. Jy weet, party ons wil net die scrum machine hê, partymal wil hulle scrum machine en die muscle quality hê, wat 90% van die keer die belangrikste deel is. Die ouens worry nie so baie oor 'n VO2 max nie. So as baie keer doen ons net die muscle quality scanner in die scrum test. Want as ons dit het ons 90% 'n idee van wat in die kind se tank gaan in die engine. In jou tye wat jy so rugby gespeel het, obviously het Heineke Meyer 'n baie groot sterk punt in jou lewe gewees. Maar jou pa was ook 'n baie inspirasie in jou lewe gewees. Ja, my pa se halwe uur. So ek mis hom vir die ure te speel met een generasie. Toe settel ek maar vir die bokke. Ekskuus, dis my eerste humor wat hier uitkom. So my snoet het al 4 getrek oor daai comment. So nee, dit is so ek was bevoorreg. En dit klink nou snaaks as om 'n ou pa te gehad het, want ek het baie wysheid by hom geleer. Ek het baie goed by hom geleer waar die jonger paas nie hulle kinders geleer het nie. So my pa was 'n sout van die aarde ou wat niemand se strooi gevat het nie, maar baie regverdig was. Maar ek dink die een ding wat hy my geleer het is, weet elke donker wolk het 'n silwer randjie boeta. Maar moenie heeltyd in die wolk vaskyk nie. Gaan chase your dreams. En jou dream lê tog in 'n silwer randjie. So ons mensdom het 'n geneigtheid bietjie om te kla oor alles. So hy wil in daai swart wolk vasgevang wees om empatie en simpatie te kry van mense. En dit is great, maar net tot op 'n punt, want jy moet jouself ook daarom wil help, né? En die lewe gee ou maar 'n paar curveballs en jy moet maar daarvan moet jy 'n paar bat en 'n paar moet jy maar home run slaan en dit is maar en ek sien dit met die kinders ook. Jy weet, baie ouetjies se koppe hang nog na die eerste 3.
jy weet, wat teen hom gedruk word. En dan sê ons nog 40-50 minute oor, boys, daar's nog baie tyd. So ek is dankbaar dat ek dit van my pa af gekry het en waar Heineke, en ek was bevoorreg dat my pa van my toetse kon sien, onder andere op Ellis Park, en waar Heineke oorgevat het om te sê, boys, jy weet, die bulle het nie 'n borg nie, soos wat ek net gesê het. Maar as julle inkoop in my planne is julle oor 3 jaar 'n springbok. En dis daai silwer randjie. Nou, en ek weet dit is nou maklik hier waar ou sit om te sê van 'n silwer randjie, maar boys, ek is ook al deur die trenches in my lewe. En daai silwer randjie is maar altyd die ding wat ou moet na soek. Anders gaan dit vir jou swaar raak. En jy as 'n man in die huis, dis jou verantwoordelikheid om my silwer randjie te soek wanneer jy afhanklik is, wat verantwoordelik is. Jy weet vir wie jy verantwoordelik is. En vir die vrouens ook, jy weet, dit is ons het so 'n bietjie van 'n nasie geword wat wil moan en kerm oor alles. En dit is so. Maar daar's goeie goeders ook. So jy het maar altyd 'n keuse, en ek het so 2 weke terug met Henning Gericke gesels, is oor, jy weet, waar's 'n kind se mental toughness. En 'n kind se mental toughness erf van sy pa of sy ma af. As ma 'n go-gettertjie is by die huis, of pa 'n go-gettertjie, kan jy sien, speel hom maar flank, hy of 'n scrummie, hy's 'n go-gettertjie. Maar as die gemoedere, jy weet, en dan sien jy dit by die kinders ook, jy weet wie se koppies hang vandag. En dis 'n bietjie chin up en man up, en as hy ou bietjie daai in ons kultuur in die rugby in kry, ek meen dan beteken dit baie. Die ding is, jy kan nie altyd, ek meen, mense stel die teleurstelling op, jy het dit gehad, almal het al gehad, wat jy gedrop word van 'n span af, jy dink nog jy's die hoof Katango, en dan die volgende ding, dan gaan speel jy vir Randfontein se derde span, en daai ou gaan nie daar straks staan en vir jou sê, hier's hierdie ou wat hy gaan uit om jou op te donder. Hy's eers daar. Hy wil eintlik nou vir sy chomme wat check hierdie ou. Nee, daar's mos nou trofee hunting. Net nou sy dubbel branding en coke van, dan wil hy die storie vertel, nee. So daai game is nog 2 keer harder. En ek weet boys, ons het maar almal challenges, en ek dink die belangrikste boodskap wat ons van ons kinders toe moet oordra as coaches, is om te sê, jy weet, daar's 'n challenge, okay, nou wat nou? Wat gaan jy dan omtrent doen? Gaan jy omrol in jou duimsuig? Die wêreld gaan jou tot op 'n punt jammer kry. En wat dan? Dan is dit nou maar daddels. Ek meen, jy moet maar chin up en ons moet maar die wêreld wys. Dit is ongelukkig so. So 'n bietjie weg van rugby af, daar by die Bands huis. Vrou en dogter. Jou dogter is nou 19. Ja, Kylinkie is 19 jaar oud. Dit lyk of sy binnekort 'n beurs gaan kry van 'n Engelse universiteit af. So sy wil bietjie forensies gaan doen, en dan lyk my dan sy op die Eystervoel Engeland toe. Ja, Johanet het 'n winkeltjie in Parys, en sy ran die shop daarson, hou die dinge daar in die gang, was vir lank 'n mediese rep gewees, en bietjie die rustiger lewe na Parys gaan soek. So naweek is ek daarso, en deur die week maar nog steeds by die kantoor in Pretoria. Hoe lank is julle nou getroud? Ek en Johanet is nou 7 jaar saam. Okay. Ja, gewonderlik, weet jy, ek dink dis ook die belangrikheid vir 'n ou, jy praat van die goue randjies, om die sukses is dat jy die regte backup crew agter jou het. 100%. As jy nie daai het nie, kan jy kan maar probeer, jy kan maar sê wat jy wil en doen wat jy wil. Kyk, ons het altyd daai, so 'n bietjie van, hulle sê die man is die hoof van die huis, maar die vrou is die nek van die huis. Nee, hulle sê agter elke suksesvolle man is daar 'n vrou met 'n sweep. So as die harmonie in die huis is, en almal koop in op dieselfde ding, en dan is dit maklik. Die ding is van net, ek kom nou al meer agter, jy weet, die lewe is so gejaag. Ons maak nie meer tyd vir mekaar en koekies, en dis hartseer, jy weet. As jy by die huis kom, is almal op hulle telefone of op die televisie, of whatever die case might be, en jy weet, daai wat ou nog by die sitkamers of by die eetkamertafel sit en eet, en jy weet, daai is moments wat ou moet treasure, want as jy sien dan
as jy oud en jy is alleen by die tafel. In check sessies eintlik, want as daar wat jy mekaar in die oë kyk en vir mekaar sê maar hoe was jou dag regtig en van daar af vat. So 'n mens se sukses gaan nêrens kom as jy nie daai bou nie. Ja, en ek dink dit is, jy weet met rugby en ons het net nou daaroor gepraat oor die kameraderie wat ou gehad het in die rugby en hoe jy die trenches uitgefight het. Ek het eendag vir Heineke gevra hoe kies hy 'n span? Toe sê hy vir my as daar 3 minute oor is en jy loop 4 punte agter. En dan sien jy wat ouens sê, kom boys, nou hier gaat ons in. En wat ouens kruip in ons doppe. En dit is maar so, jy weet met die huwelik ook, as die tyd min is en daar's die deadline, jy weet dan, wie klim in en wie klim uit, jy weet, en ek meen, dis maar die sukses van enige gesin. Ek wil net laastens, en ek wil dit graag doen, ek het dit gehou vir laaste, want ons, so bykie die voorhy, my seun gaan vir ons later sê, uit 'n skram my oogpunt het, ons weet nie wat ons praat nie, maar as jy nou moet teruggaan na jou rugby loopbaan toe en dit gaan nie altyd oor die sterkste stit nie. Ek wil amper dit in die Engelse woord gebruik, tricky stitte, manne wat moeilik was, wat jy op jou loopbaan raak geloop het. Wie was vir jou tegnies 'n goeie stitte en manne wat die ding kon nogal vir ou kop seer gee. Kyk, as ek nou vaskop so antwoord moes gegee, sou ek gesê nie een van hulle nie. Dis hy. Niemand het my moeilik het. Nou met 'n loskop weet ons nie om te speel. Ja, onthou loskop is 'n ou wat dit nie maak op vaskop nie. Dis sorry, jy gaan nou nog. Daar was by die All Blacks was daar 'n stit gewees met die naam van Kees Mews. Yes. Nou Kees Mews was seker die ongemaklikste stit wat ek in my dagtes lewens teen gespeel het. Hy het kort, sterk bene gehad, soos sy center of gravity was baie laag gewees. Maar hy was onmenslik sterk ook gewees. En bo dit alles, vir 'n loskop wat nie eintlik tegniek nodig het nie, het hy verbaasend nogal baie tegniek gehad. So Kees Mews wat by uitsondering, was seker die ongemaklikste, moeilikste stit teen wie ek gespeel het. As ek weet ek speel teen Kees, dan as ek 6 uur in die aand al in die bed, jy weet, en jy slaap maar so met een oogie, want jy weet nie wat se trikkie. Maar eintlik die lekker deel is ook om teen hom te speel. Kyk, ons in Nieu-Seelanders ons het een ding in gemeen, ons haat almal Australianers. Dit is sommer net so. So altyd na wedstryde, dan gaan ons na mekaar se clouks toe, ons drink 'n biertjie saam en dan ruil ons idees uit, want om die Aussies te counter. Dan sê ek van yes, Kees, what did you do here? No, mate, I tried this and I see, yes, you really screwed me up there. How did you counter? En dan sê ek nee, ek het dit gedoen en dit gedoen. So ons het altyd idees met mekaar uitgeruil. En elke keer as ons op die veld draf in 'n nuwe wedstryd, dan weet jy daar weer 'n bag of new tricks. Ons het weer 'n nuwe enetjie, jy weet. So dis maar altyd, dis nooit dambord speel nie, dis maar 'n bietjie skaak speel. Wat die tricks wat die manne uittrek. Maar is interessant as jy so as die stitte en ek sê altyd hulle probeer soveel moontlik in wêreldrugby dit uitfigure en daai ref staan altyd aan die kant en hy probeer altyd vir jou verduidelik wat daar aangaan. Hy het nie 'n 100ste van wat daar binne aangaan nie. Maar dis interessant as jy so oor jare teen van hierdie stitte speel. Julle het mekaar nou al lankal opgepunch. Dan kom jy daar in en dan sê okay, my boys, kom ons staan lekker vas. My bal, jou bal en hoef nie altyd hierdie ouens. Ja, want dan in ons tyd jy speel nie net teen hom as hy vir All Blacks speel nie, jy speel vir hom as hy vir Blue speel ook, jy weet, so in die Super Rugby era daai tyd. So jy het 'n paar keer teen hom gespeel en elke keer is daar 'n ander move of 'n ander trick. En op 'n stadium is dit nou soos twee kinders wat nou stout is en nou is hulle moeg. Dan sê hulle alright, jou bal is jou bal, my bal is my bal. Exactly. Maar ons geen nie skouers nie. Nee. Ons het 'n agreement om square te staan. Jy moet nog steeds fight vir hom. Ek gaan hom nie vir jou op 'n skinkbord gee nie. Maar behalwe as ons op die doellyn is, jy weet, dan is dit dan sit alle haase word dan in die hoed uitgepluk. Maar hier in die middel van die veld, hou dit maar rustig. So aan die einde van elke koekpluk dan reflekteer ek terug op wat voor my sit. En soos ek altyd vir almal vertel, as jy nou hierdie koekplikke nou vat, maar hierdie is nou die nuwer, so die ou koekplikke daai jare, nou gooi ek ons hele prompts hierso om. Maar in die ou jare het jy hierdie koekplik gehad en ons handjies was te klein geweest. So vir een of ander rede, ouma het hom bo in die kas gesit. En dan probeer jy nou as hulle nou gou dorp toe is. Jy sukkel
myself om hierdie ding oop te kry. En dan as jy hom eventually oop kry, dan het jy nou hierdie magic wat hier voor jou sit. En so die koekblik wat ek altyd 'n oomblik het is wat voor my kom sit het. So my magic wat ek vandag gehad het is om Richard Bands aan myself voor te stel, maar ook aan almal. En jy's 'n wonderlike ou en ons kan, ek dink ek en jy sal vir ure en ure kan gesels, maar jy het so absolute selfversekerdheid in jouself en dit wat jy doen, maar daar's 'n diep passie en 'n diep liefde vir jou rugby en ek hou baie van wat jy doen en ek het dit het jou nie 'n oomblik gevra dat ek sê wil jy gou met die laities gesels of 'n handtekening gee of gou saam met die ouens se foto en vir dit is dit ek hou van daai humbleness wat saam met dit kom. So baie dankie vir dit en ek waardeer daai 3 het ek al 400,000 keer gekyk en ek maak seker elke jong backline kyk ons forward 3. So dis my koekblik salute aan jou en dankie dat jy op dit is, maar voor ons klaar maak gaan ek hierdie koekblik nou oopmaak. Ek gaan 2 koekblikke vandag oopmaak. So die eerste ene gaan ek oopmaak. En wat die magic hier binne is 'n klein uit die koekblik mesie wat ek vir jou gee daarso. Dankie man. Ek en 'n knipmes is baie lief vir mekaar. Baie dankie. So ek het nogal gedink jy sal 'n koekblik mesie geniet. En natuurlik dan die tweede gedeelte van die koekblik is ons is forwards en ons is front rows. Ou moet 'n koekie kry. So uit die koek sit hom in die kieste pappa. Jy moet chipmunk like. Nee, ek gaan net een voor die kamera. Voor die kamera, ons gaan nou die res eet. Mary Ann, jou koekies is fantasties. Cheers. Baie dankie. Uit die koekblik. Dankie Sissie. Dankie.